Goeiemôre geliefdes en baie welkom by ons oordenkings op hierdie mooi Saterdagoggend. En ja, ons is besig met Lukas, in Lukas 2, lees ons van in vers 1. In daardie tyd het keiser Augustus 'n dekreet uitgevaardig dat die bevolking van die hele ryk geregistreer moet word. Dit was die eerste volkstelling wat gehou is, toe Cyrenius prokurator van Sirië was. Almal het gegaan om hulle te laat registreer, elkeen na sy eie dorp. Josef het ook gegaan. Hy het van die dorp Nasaret in Galilea na Judea gegaan, na die stad van Dawid, wat Bethlehem genoem word, omdat hy van die huis en nageslag van Dawid afkomstig was. Hy het saam met sy verloofde Maria, wat swanger was, gegaan om hom te laat registreer. Terwyl hulle daar was, het die tyd aangebreek dat haar kind gebore moes word. En sy het geboorte geskenk aan haar eerste kind, 'n seun. Sy het hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar nie vir hulle plek in die herberg was nie. Vriende, Lukas vertel hierdie verhaal eintlik baie nugter, en hy plaas dit in die wêreldgeskiedenis, toe keiser Augustus 'n dekreet uitgevaardig het en Cyrenius was prokurator van Sirië, en in hierdie wêreldgeskiedenis eintlik stilweg daag God op in ons mense geskiedenis. Die Messias kom en daar's nie plek vir hom nie. Daar's nie plek vir hom. Daar's nie eers 'n herberg wat nog 'n plekkie het nie. Daar tussen die diere, dis alles behalwe 'n higiëniese plek om 'n baba in die wêreld te bring. Maar daar word die Messias gebore. Ek wonder na al die eeue of die wêreld nou al enigstens plek het vir die Messias. Here Almagtige God, ja, baie dankie dat ons ook hierdie mag lees. Dankie dat U Seun Jesus Christus aarde toe gestuur het om ons te mag verlos van ons sonde. Al was daar nie plek vir hom nie. Al is daar baie plekke nou nog steeds nie plek vir hom nie. Het hy tog gekom. Ons eer U daarvoor. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Onthou ons eredienste vir die naweek, môreoggend 8:00 in Eskort, 10:00 in Mooirivier, en dan 4:00 die middag. Onthou die tyd het verander, né? 4:00 die middag in Wenen. Ongelooflike psalm wat ons gaan behandel in die erediens, Psalm 33, hierdie ding van sing 'n nuwe lied tot eer van die Here. Wil ook u nooi dat in Eskort het ons 'n baie mooi geleentheid waar die hele gesin gedoop word. Ons sien baie uit daarna. Dit is ook nagmaal. Ook in Mooirivier is dit nagmaal. So u is baie welkom. Nooi u na hierdie eredienste toe. Mag u 'n baie mooi naweek hê. Totsiens.